En die Petrus op 'n suurstofmasjienkie. Ek sien dit besig mense wat besig is om 'n tonnel te grawe en hulle wil opgee want hulle weet nie waar die einde is nie. En die Here sê, Petrus, die lig gaan binnekort deurbreek soos hulle daai laaste paar grawe krap. En hierdie gedeelte van jou wat vandag in die doop wat staan, is daai gedeelte waar hulle gaan deurbreek. Dan gaan jy lig aan die ander kant sien en skielik gaan die lewe op 'n hele nuwe manier sin maak en God wat sê, hier's ek. Jy's daar. Moenie nou opgee nie, moenie aanhou nie. Breek deur sodat God se heerlikheid ook deur jou lewe kan straal. So ons gaan jou doop in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Oom Robert, there's been highs, there's been lows. Met die valleys tussen en met die hoogtes bo en onder. Soms het jy goed gesien en gewonder, Here, hoe werk hierdie? Soms het jy ervaar van onderaf en toe later gesien hoe dit werk. En as die Here vir my sê, ek gaan jou vleuels bietjie groter maak. Dan gaan jou bietjie hoër laat vlieg, sodat jy die ervaring wat jy gehad het vir mense kan begin gee. En die wysheid kan gee wat saam met die grysheid kom. En dat God sê, ek het jou nie verniet deur alles gevat nie. Ek het jou gevat sodat ek jou kon leer. En soms, Robert, dink jy, Here, daai was bietjie rof. Sê die Here, ja, maar as ander mense wat deur Robert goed gaan en hulle het nodig om die beste woorde in die wêreld te hoor, en dit is ek ook. So mag jy net getuig oral waar jy gaan en daai woord vir mense uitgee. As dit doel met alles gewees. Ons doop jou in die naam van die Vader, en die Seun en die Heilige Gees. Ouma, waai dan net daar, ouma. Asseis, ouma. Daniel, ek sien jou besig om 'n koek te versier. Mooi roosblommetjies op hom neer te sit en die heerlikste chocoladekoek te gemaak het. As die Here sê, ek het aan jou die ability gegee om die soet geur van die lewe na mense te bring. Na klein kinders se gesiggies en na mense wat oral om jou draai. En hy sit jou op so mooi glasstander en hy sit jou so voor die wêreld en hy sê, dis my tannie hierdie, dis my dogter hierdie, dis Tannie Albie. En lewe net in God se vreugde. Deel sy liefde oral waar jy gaan. Hy's met jou, hy's in jou. Hy gaan saam met jou. Mag die laaste fases van lewe. Hoe oud is jy nou? 68. Mag Tannie nog 'n mooi, lang chapter leef. En op die regte tyd, die tydelike met die ewige verruil. Maar mag hierdie chapter nog baie sinvol wees. En baie mense nog van die soetgeur van Jesus proe, wat uit jou lewe uit gaan kom. Ons gaan jou ook doop nou in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Ons gee vir die mense so 'n botteltjie water. Dis 'n heilige water wat jy moet spat as dit gol in jou huis. Ek joke. Dis gewone munisipale water. Dis net as 'n herinnering aan hierdie oomblik van ek wat my ou lewe afgelê het en saam met Christus opgestaan het. So dis botteltjie water.
Dion, ek sien jou in 'n boksgeveg. En as wie lewe jou in 'n hoek ingedruk het. En jy op 'n stadium gesê het, ek weet nie meer hoe om terug te veg nie. En God wat vanoggend, is dit nog vanoggend, vanmiddag, oor jou verklaar. Hy sê, Dion, my krag binne in jou, wat van hierdie oomblik af vorentoe kom, gaan jy agterkom, dat jy skielik nie meer, jy weet, shadow boxing gaan doen nie. Jou houe gaan begin raak slaan in die lewe. En jou houe gaan gekonsentreerd wees op sensitiewe plekke waar die vyand hom moet voel. En hoe harder jy hom daar slaan, hoe meer gaan jy vorentoe beweeg. En jy sal die geveg wen in Jesus naam. So hou aan, nie ophou nie. Op grond van jou getuienis doop ons jou op die naam van die Vader, die Seun, die Heilige Gees. Karlien. Martin, waar is julle? Waar is jy man? Kom nader ou. Ons julle eintlik regtig ontmoet langs die cricketveld. Ons kinders speel saam cricket. En toe ek vir jou bid in die diens, is die Here vir my wys hoe jy soos 'n guillotine, baie skerp lem kom en so goed so in die middel deursny en skeiding maak. As die Here sê sy gees binne in jou gaan skeiding bring tussen murg en been, siel en gees, en as wie waarheid skeiding gaan vind as gevolg van jou in mense se lewens. En jy hom so gaan neersit en sê, that's wrong, that's right. Hier sou dit moet werk, hier sou dit nie moet werk nie. En soms sê mense vir jou, jy's te black and white. God sê, yes, jy's black and white. En bly leef dit, sodat die waarheid altyd deur jou lewe bekend gemaak sal word. In jou man, in jou seentjie en jou dogtertjie se lewe. En jou lewe sal straal van God se liefde. En wat julle net as 'n family soveel nader aan mekaar toe weer sal trek. Jy smaal oor julle lewens. Julle is great mense. Here is baie lief vir julle. So Karlien, ons doop jou in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Here het jou geseën met 'n ongelooflike vrou, Martin. Ja. Dustin, ek wil net sê ek is baie trots op jou met die besluit wat jy gemaak het vandag om hier te staan en gedoop te word. Ek glo en vertrou dat die Here jou gaan seën met alles wat jy doen vorentoe en ek bid dat jy hom in jou lewe ingeneem het. En ek weet jy gaan goed doen met hom in jou hart. Justin, ek sien net, was jy 'n groot man. Jy het klaar 'n groot voorsprong om so met jou pa te kan stap. Ek sien hoe jy met jou skouers bo, hoe die mense gaan uitstaan, net omdat jou fondasies reg gelê is. Lewe dit uit wat jou pa vir jou sê, lewe dit uit wat die Here vir jou sê, wees gehoorsaam, en die pad vorentoe vir jou sal gelyk gemaak word. Dan sê hy, ons doop jou, in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Hy is 'n groot voorreg. Olivia, wanneer ek na jou kyk, sien ek 'n balletdanser. Nou, jy hoef nou nie self 'n ballet te doen nie, dis okay, maar wat ek weet nie of jy weet nie, maar 'n balletdanser moet baie dissipline toepas om reg te kry wat hulle reg kry. Dis baie ure, baie oefening, baie moeite wat hulle insit om daai dans te kan doen. En God is besig om in jou lewe jou op te stel om eendag vir hom te dans soos 'n balletdanser.
Maar die mooi deel gaan wees is wanneer jy daai dans deur die lewe doen, wanneer jy dans deur die lewe, gaan mense na jou kyk en sê, wow, sy doen dit vir God. Hy's eerste in haar lewe. Sy doen dit nie net vir die hande klap nie, sy doen dit vir die een en dis vir die Here. So God sê vandag vir jou, sit nou die tyd in, sit die moeite in, werk hard. Dis okay, partykeer gaan dit swaar wees, jou tone gaan seer kry, jou skoene gaan druk, maar wanneer jy gaan begin dans deur die lewe, gaan jy so groot impak in God se koninkryk maak. Zoe, het jy al daai, dis nou baie, gaan baie weird klink, maar daai Fruit Loops roomhuise, wat so verskillend lees soel, nê? Nou ek sien jou lewe so, nou, dit klink maar weird, maar ek sien wanneer jy lewe, mense gaan om jou lewe wees en hulle gaan half jou lewe vashou in 'n manier, en daai klere gaan so op hulle afdruk. Maar daai klere gaan liefde wees, dit gaan hoop wees, dit gaan God wees wat deur jou lewe na mense toe uitskyn. En soos daai flavours op ander mense val, gaan dit so deursyfer na volgende mense toe. So God sê vandag vir jou, ek wil jou gebruik om my geur op mense se lewens af te druk en hulle na my toe te trek. So ons gaan julle nou doop in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Kinders, kom lê hier voor. Papa gaan gedoop word. Wil jy net check in daai kamera? Henk, nuwe krag. Nuwe krag is joune. Maar God jou so gaan vat so op die bors en dan gaan hy sê, kom hier so. Dan trek hy jou so op. En sê hy, hou op lê. En dit voel vir jou asof die hale rou nog op jou rug lê van die lewe. Die Here sê, moet nooit gaan lê nie. Daar's 4 redes, 4, né? Daar's 4 redes vir jou om konstant op te staan. Daar's 4 redes vir jou om elke oggend op te staan. Om die lewe ten volle aan te vat. Die vyand nie toe te laat dat hy jou laat lê nie. Maar is goed wat pla. Is goed wat seer maak. Is goed wanneer jy kyk en sê, Here, ek weet nie hoe nie. Jy bid soms uit desperaatheid en God sê, die krag wat ek jou gaan gee van nou af, gaan jou help. En gaan jou opruk om man te wees soos wie nog nooit van tevore man was nie. So die voorbeeld wat jy gaan leef en vooruit gaan leef, hier nagevolg gaan word. En ek sien hoe hulle op jou skouers gaan staan, veral daai enetjie met die kamera. Baie hoër gaan spring as wat jy ooit gedink het jy kan spring. So leer hulle die Bybel. Maak hom oop. Mag dit 'n algemene ding in jou huis wees om die Bybel oop te maak en om te lees. Ons doop jou vanoggend in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Got it. Jy het gister vir my so voor Checkers bygeloop en ek dink ek ken jou, maar ek weet nou nie, en toe jy dink ek ken jou en toe loop ons verby mekaar, né? Okay, en in daai oomblik sê die Here vir my, liefde straal uit jou oë uit. Nou, dan maak dit sin. Ek sê, Here, wie is die random mens? Ek weet nou vir hulle dit sê nie. Okay, got it. En soos jy verbygeloop het, toe sien ek dit in jou oë en God sê, liefde straal uit jou manier van kyk, uit jy sien altyd die mooi en jy sien die beautiful in die lewe raak. En dit maak dat jy verby seer en stikkend kan kyk, sodat jy mense dit kan leer. So moet dit nooit verloor nie. Oral waar jy gaan, nie net in kerk nie, ook in Checkers. Waar kan jy stap, Janey, en dit
wat jy doen en hoe jy dit doen en dat God se liefde net in jou oë en deur jou oë mag werk. En dit gaan dan maak, jy besef, dit maak 'n stuk hartseer in die lewe los vir jou, want jy gaan die stikkend en die seer sien en dan verby dit kyk en die liefde in dit raak sien. So daarmee sê die Here, soek hom veral in die kinders se lewens. En gaan kry die wat stikkend en seer is en kyk deur dit sodat die liefde kan raak sien en mense die liefde kan sien in jou en deur jou lewe. So jy moet ergens stikkende kindertjies in die hande kry en hulle fix. Sê jy wat hulle fix nie, is God wat hulle gaan fix deur jou. Okay? So ons gaan jou doop in die naam van die Vader, die Seun, die Heilige Gees. Nee, Tian, ek voel daar's 'n woord in Jakobus wat sê, nader tot my en ek sal tot jou nader. Die feit dat jy hierdie stap geneem het vandag, is net so asof die Here net so, lyk vir amper soos 'n groot leap, hy spring net nader aan jou toe. En dis die woord hy vir jou wil hê, hy wil hê jy moet saam met hom beweeg, en hoe nader aan jou kom, hoe nader kom hy aan jou. En elke keer as dit vir jou moeilik voel, onthou net, elke tree wat jy kies, uit aksie uit, om vir hom vorentoe te beweeg, in sy koninkryk, gaan hy nader aan jou beweeg, en gaan hy sy hart met jou deel, en gaan hy jou paaie vir jou gelyk maak. Gaan dit maklik wees? Gaan nie maklik wees nie. Maar al wat hy vra is, gee jy die tree, kom jy in aksie oor, en hy sal daar wees om jou te ontmoet op dit. Want jy kies die regte ding. Jy doen die regte goed. Met jou verhouding, jou pad met die Here, alles. Goeie werk. En daarom gaan ons jou doop in die naam van die Vader, die Seun Jesus Christus en die Heilige Gees. JD is die jeugpastoor vir die van julle wat nie weet nie. Die kinders is by hom in die tienerdiens elke Sondag aan. Michaela, wanneer ek na jou kyk, dan sien ek 'n dogtertjie wat het so blommetjies rokkie aan en die is besig om in die tuin te speel. Maar die mooi deel is, jy speel nie alleen in die tuin nie. Jesus is saam met jou daar. Maar ek sien ook in jou lewe is daar goedjies partykeer wat jy voel, dit voel soos as jy dromme slaan, maar jy slaan nie in ritme nie, jy mis so 'n bietjie die ritme en dan voel Jesus partykeer so ver vir jou. Jy's in hierdie groen tuin, maar Jesus, waar is jy? Jesus kom sê vandag vir jou, Michaela, laat ek die stokkies vir jou slaan. Laat ek saam met jou daai stokkies vat en die dromme begin slaan en sodra jy in ritme met God se ritme gaan begin lewe, gaan Jesus so saam met jou in die tuin speel en modderkoekies bou en wat ook al mense nog in die tuin kan doen en rose pluk. Maar God sê vandag vir jou, kies my. Stap saam met my en speel saam met my in die tuin vir die res van jou lewe. Wanneer jy ouer word, 'n jong vrou word, eendag gaan trou en kinders kry, moet nooit vergeet om so 'n klein dogtertjie in die tuin saam met Jesus te speel nie. Michaela, ons gaan jou nou doop in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Kevin, voor jou op 'n stadium, as jy besig om te loop, en dan kom 'n T-junction. En keuses moet gemaak word, en daai keuse lê voor die deur by jou. Weet jy wat hy is nie, maar die Here sê, Kevin gaan moet links gaan of Kevin gaan moet regs gaan. Kevin moet kies. En jy wonder die hele tyd, Here, ek is nie seker watter kant om te gaan nie, maar die Here sê, vandag gaan ek die Heilige Gees vir jou gee, om die regte besluit te maak, sodat jy altyd die regte ding gaan doen. Nie die maklike ene, die regte ene. So Kevin, jy moet die regte ene kies. Hy gaan nie die beste lyk nie, maar hy gaan die regte een wees. En God sê, as jy die regte ene gaan kies, gaan ek die regte pad met jou begin stap en jy gaan floreer.
Maar as jy die maklike ene kies wat vir jou die beste, verstaan jy, lyk, en die mooiste aantreklik lyk, maar nie noodwendig die regte een is nie, gaan jy afdwaal in 'n gat wat baie donker vir jou gaan wees. So kies God se beginsels in alles wat jy kies, Kevin. En heel eerste, Jesus altyd in jou lewe. Lees die Bybel, vreet die skrif op, eet hom baie, dat hy deel raak van jou lewe, okay? Mag sy gees jou lei oor as waar jy gaan. So ons gaan jou nou doop, Kevin, in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Ruben, wanneer ek na jou kyk, sien ek in jou lewe so 'n paar kolle, maar dis sulke wit en swart kolle. En dit is asof jy so ver in lewe baie keer spring na die een na die ander een, dan spring jy na wit kol toe, dan spring jy na swart kol toe en jy word te mekaar en dit is besig om jou uit te put. Jy sê, maar ek kan nie net die hele tyd, ek moet nou kies. En God sê vandag, kies die wit kol. Want dis waar my liefde is, dis waar my vreugde is, dis waar my hoop is. Maar dan gaan hy stap verder en God sê, maar dis nie waar ek het wil hou nie. Ek wil hê jy moet vir ander mense gaan leer en wys hoe ook om van 'n swart kol te spring na 'n wit kol toe. God kom sê vandag vir jou, ek wil jou gebruik om vir mense te wys hoe lyk 'n lewe saam met my, hoe lyk 'n verhouding saam met my, hoe lyk 'n lewe van liefde saam met my. So dit is wat God vandag vir jou kom sê, so maak dit vas in jou hart. Maar jy moet daai eerste stapie vat en spring na daai wit kol toe. Spring in hom in en jou lewe gaan verander. So Ruben, ons gaan jou nou doop in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Want dit is seer. En daar's 'n komponent van seer wat God sê, ST, jy moet klaar mee maak. En daai ding sit in jou agterkop en dit voel soms of iets gedurende wat ook al gebeur het jou diskwalifiseer. God sê it doesn't. Hy kom om 'n gebroke hart heel te maak, nuut te maak. En mag jou hart wat soms hard geraak het teenoor sekere aspekte as gevolg van vandag weer net 'n hart van vlees wees. En God sê, maak hom oop en kyk wat ek vir jou als gaan inlaat binne in jou hart. In Jesus naam. So mag genesing gebeur, mag vernuwing gebeur. Nou, soveel hoop in die toekoms wat daar lê. Ons doop jou, is in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Oom Alwyn, jy is so getrou. Jy doen altyd so mooi in die regte goeders. Ek dink vandag skree God net uit en ek sê ek vereer jou net om Alwyn vir jou getrouheid en dit wat jy doen en hoe jy dit doen. En daar's baie mense wat baie goed al gesê het. Daar's baie mense wat goed uitskree en goed praat. Maar vandag sê God vir jou, jy's my kind. En dis al wat saak maak. Jy is sy kind. Mag jy lewe soos sy kind oral waar jy gaan. Hier binne en hier binne. Right. Okay, so ons doop jou in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees.
Is hierdie die Mina se ouma wat ons gebel het die week? Sy. Hierdie ouma was so bekommerd dat haar kleindogter nie vandag mag gedoop word nie, maar hier staan ons nou. Mina, het jy al gesien, partykeer dan as jy na die son kyk, maar nie wanneer hy soos in die dag is nie, as hy so skerp is, dan kyk jy so na hom. Maar ek sien jou lewe daai ene wat as hy so oor die berge uitkom. En mens staar so na hom, maar jy vergeet alles wat om jou aangaan, jy's net so, wow. En jy kyk na die son. En ek sien hoe God dit in jou lewe gaan gebruik om mense vir hom te bereik. Jy gaan soos die son skyn, soos die lig in mense se lewens word. En mense gaan na jou kyk en sê, wow, kyk wat is Mina besig om te doen. Ek wil ook 'n bietjie hê wat sy het. En God gaan jou gebruik om daai mense in te trek, vriende, vriendinne. En jy gaan hulle so nader en sê, hey, maar julle kan ook 'n sonskyn in iemand anders se lewe wees. So vat daai woord vandag. Jy's dalk jonk. Jy's nie te jonk dat God jou kan gebruik vir sy werke nie. So wees die sonskyn wat God wil hê jy moet wees. So Mina, ons gaan jou nou doop in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Naamgenoot, kom. Bring jou vrou. Andrea het 2 weke terug getrou. Sy is by ons op span. En gisteraand maak die Here my wakker. En hy sit 'n kroon op jou kop. En hy kom declare jou vandag as koningin. En mag jou lewe dit uitstraal en uitspreek. Mag jy sit en mag jy regeer vanuit daai posisie uit met God se autoriteit. En mag mense, veral nou in hierdie stadium, jongelinge om jou kom sit. En mag jy daai koningin autoriteit wat jy het, uitgee en uitdeel vir hulle. En dat wanneer op die regte tyd kom en jy jou maag nie so vashou nie, maar so vashou. Mag beleef hoe God sê, ek het die heerlikheid daar in dit gesit. Maar nou loop die goed soos dit moet loop. So Jannie, is jou voorreg om jou nuwe vrou. Dannery, ek is baie trots op jou dat jy hierdie oomblik besluit het. Die 3 jaar wat ek jou al ken, ek het al gesien hoe groei geestelik ook in hierdie is net 'n confirmation vir my dat jy die regte besluit neem. Maar ek weet jou droom was dat ek jou moes doop by die see, maar om hierdie te kon deel met al hierdie getuienis, dan maak dit baie meer spesiaal. En ek het ook vir jou ervaar dat jy uit hierdie doop uit gaan antwoord kry vir jou bediening en waar God jou wil gebruik. Ja, ek wil jou doop in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Wat is daai fantastic vir my om die lang arms? Wat is 'n goeie naam? Stretch, something. Het jy dit al gesien? Ja, dis wie Here sê soos jy hier inklim, gaan jy sulke lang rubber arms gee. Wat so om die hoekies en om die draadjies so mense gaan bymekaar maak en dan kry jy sulke groot bondels en dan trek jy dit op mekaar. En sê die Here vir my, hey, ek het jou die ability gegee om baie mense bymekaar te kry. Dit mag dalk van tevore gewees het vir ek weet nie wat die rede nie, maar die Here sê van vandag af gaan dit vir 'n ewigheidsrede wees. Jy het die ability om 'n mikrofoon in jou hand vas te hou. Ek ken jou nie. Ek hoop hierdie maak sin. En terwyl jy met 'n amplified voice praat, sê die Here gaan ek jou gebruik om baie mense bymekaar te maak en soos hulle so bymekaar kom, gaan een ding agter dit alles lê en dis die ewigheid. En God sê, ek gaan jou 'n ster maak op aarde sodat jy vir die ewigheid kan skyn in en deur mense se lewens. Okay. So skryf in, staan op, vat die mic, klim in die lig in, maar maak seker die rede agter dit alles is God wat sê,
Dis ek, sien jy nie. Okay. Ek sal die skerms dophou. Ons doop jou in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. My bad. Sorry, boetie. Goeie, ek kry 'n vrou wat so goed is as jou sussie. Het jy een wat jy date? Nog nie? She's single? Girls. And you're gonna have a mighty left and a more mighty right arm, sê die Here. Dan gaan jy vat en jy gaan jou gebruik met krag. En jy gaan instorm en stap in plekke in waar die donkerte heers, en God sê ek gaan jou gebruik om te fight. Net soos jou sussie hulle bymekaar gaan maak, so gaan die Here jou vooruitstuur om hulle te laat weet sy is op pad. En jy is nie bang nie. Ek weet nie hoekom nie. Die Here sê daar's nie baie vrees binne in jou nie. En ek het jou 'n brave warrior hart gegee, sodat jy daai gevegte kan gaan veg vir mense wat nie kan fight nie. Ek sien jou net waar stikkende mense is nou, jy voor hulle gaan intree en jy die fight vir hulle fight. As jy nou daai stretch is hy Spider-Man. Ja, die Spider-Man. En met God se krag en die verantwoordelikheid met daai krag gaan jy instap en jy gaan mense voorbaklei. En mense gaan sê, maar hoekom baklei jy vir ons? Dan gaan jy sê, want die Here het my die krag gegee om dit te kan doen. Dan gaan mense vra, hoekom is jy nie bang nie? Sê die Here het my 'n warrior hart gegee sodat ek nie hoef bang te wees nie. Dit werk mooi met wat jy het. God gaan mense bevry deur jou lewe. Daarom doop ons jou ook nou vandag in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Is baie lekker as 'n pa sy dogter kan doop. Magina. Mag jy, ken jy Jack Russell hond? Het julle ene? Okay, so dit gaan sin maak nou. Ek verstaan nie hoekom nie, maar nou weet ek hoekom. Jy weet altyd altyd lewendig en altyd lus en altyd dreig om die stok te gaan haal. En mag jy daai energie en krag gebruik wat die Here binne jou gesit het en die gees van 'n Jack Russell sterk hardloop in jou. En mag jy altyd kyk wanneer die stokkie gegooi word. En wie wat gebeur is God wat sê, Gina, daar's 'n area en dan gooi die stok. En as jy agterkom, dis jy weet hoe God met jou praat, mag jy altyd agter die stok kan hardloop. En mag jy hom altyd gaan fight met tenacity teen alles wat binne in daai hondjie is. In jou sit as 'n mens. En gaan soek die geleenthede in die plekke waar jy kan instap en God se teenwoordigheid daar inbring. Okay. Sterkte. Sy gaan vir jou grys hare gee. Maar sy moet. Want dis wat die Here binne in haar gesit het. Gina, ons gaan jou doop in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Jou pa gaan jou doop, nie ek nie. Papa. En Gina, mag jy altyd onder hierdie sambreeltjie bly, né? Tot hy jou eendag so weggee vir 'n baie handsome ouetjie wat baie fris en sterk is, né? Hoor jy? OK, dan klim jy weer onder sy sambreel, maar hierdie sambreel moet jou bewaar.
Jennifer, jy weet, soos die vorige Jack Russell is soos jy die sagter enetjie wat altyd inkruip en hier by pa onder die arm is. En liefde in daai sagte gedeelte van jou, maar dit maak ook dat mense soms dit kan uitbuit. Guard your heart. Alright? Die Here het liefde en sagtheid binne in jou gesit en met jou oë en die manier jy met daai sagte oë kyk, mag hy liefde altyd uitleef in hom in. En dan gaan Google gou, jy weet, ja, sy het oë soos 'n leeu, soos 'n pa. Okay. Mag daai finesse van 'n leeuwyfie daar wees wanneer hy daar moet wees. Maar beskerm dit wat God binne in jou gesit het, want hy het baie treasures daarin gesit. En jy moet gaan delf en hulle gaan uithaal daar binne, né? Gaan leef hulle uit. Ons gaan jou doop. Jou pa gaan jou doop in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Dis nog baie seer wat ook al dit was. Krap nog baie. En dis nie lank terug nie. Dis baie rou wat ook al dit is. En nou wat die Here vandag vir jou sê is, kom soos Maria by Jesus se voete lê. Soos toe hy by Lazarus se huis gaan kuier het. En in tyd sal alles regkom. Just give it some time. Kies die regte ding, spandeer tyd by Jesus se voete en hy sal genesing vir jou bring. Ek is jammer vir al die seer en al die stukke. Mag God kom en herstel en vernuwing bring. Wat gebeur by sy voete? As hy, ek wil ja, ek is net bylas by Janie wat sê dat jou verlede gaan nie jou toekoms bepaal nie. Jou verwysingsraamwerk gaan nie jou toekoms bepaal nie. Die Here gaan jou toekoms bepaal. Bly by sy voete, journey saam met die Heilige Gees en jy sal die vreugde en liefde en genesing kry wat jy nodig het. As hy Bernadette, ons doop jou in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Jy weet as jy 'n sweep slaan, né? Dan maak hy krulletjie bou energie op tot hy release daar. Dan kry jy daai massive sweep slag Wouter wat gebeur. En ek weet nie, toe jy instap sê die Here, dis my sweep slag hierdie. Ek gaan die sweep slaan. Hy het gereeld in die verlede die negatiewe klanke gegee. Right, en die negatiewe klanke het mense bang gemaak en soms mense raak geslaan. God sê ek gaan dit gebruik. As jy wil, Wouter, om dit te maak, om sy mense bymekaar te maak, om kuddes bymekaar te kry. Want as die veewagter met die sweep loop en die beeste aanjag en hom klap, dan weet die beeste, okay, ons is ergens heen op pad. En Here sê, ek gaan 'n klapgeluid uit jou uitmaak, en as jy my kies, soos jy my vandag kies met die Heilige Gees, gaan ek die kuddes in die regte rigting instuur met jou lewe. Met ander woorde, maak jou mond om. Share jou stories. En daai klapgeluide, wat so loop. En die beeste voor jou bulk en sê, okay, ons weet, Wouter is met ons, en Wouter stap saam met ons, en Wouter sê die regte goeders. Right. Ons doop jou in die naam van die Vader, en die Seun en die Heilige Gees, nadat Niels ook iets vir jou gesê het. As hy, ek voel nie dat die Here net vir jou sê is dat hy jou nie gees van vrees gegee nie. Hy het jou gees gegee van 'n sound mind, krag en liefde. En dit is waar jy op moet druk. As wanneer Janie sê, wanneer jy vorentoe in jou mond moet oopmaak, moenie dat die vrees oorweldig. Hou vas dat hy vir jou is. Alright.
Kinders, waar is julle? Okay, dalk is die babatjie net moeilik. Okay, Shana. A new life, new perspectives, wat so thumbs ups gaan kom wat sê, dis reg, want in die verlede is daar verwysing en jy was baie bang vir die toekoms want die verwysing lyk sleg. Onthou daai gedeelte wat ek nou gesê het, wanneer ons saam met Christus gedoop word, is dit 'n nuwe mens wat opstaan. En die Here sê, vandag kom ek by jou en met my bloed vee ek gedagtes uit. Okay. So die verlede is nie 'n verwysing vir die toekoms nie. In die verlede het gemaak dat daar sekere vrese in jou lewe is en dat jy bang is vir die goedjies in die toekoms en jy's bang vir die kindertjies en jy's bang vir wat ook al. En God sê, kom aan, is klaar. Is klaar. Moenie dat die verlede 'n bepaling is dat dit in die toekoms gebeur nie. Shana, in die naam van Jesus. Daarom gaan ons jou ook nou doop. Mag jy opstaan as 'n nuwe mens met nuwe verwysing en nuwe perspektief vir Jesus wat sê ek's met jou. God wat sê ek smaak oor jou. Die Heilige Gees wat sê ek gee jou krag vir alles. Okay. Ons doop jou in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Janneke, kan jy my hoor? Great, en ek sien net die oorpleisies. Waar is jou ma? Eugenie, kom hierso. Eugenie, kom. Nee, kom op die stage, Eugenie. Klim. Kom staan nie, jy moet first hand seats hierso, dit is jou dogter. Jy moet kan 4K HD afneem hierso. Daar is hy papa, mama. Janneke, toe jy so instap, toe sien ek 'n leeu wyfie. Nou, ek weet nie of jy al gesien het, hoe 'n leeu wyfie haar babetjies beskerm nie. En wat vir my so mooi was, ek neem aan, is al jou vriendinne wat nou hier so staan. En ek ervaar hoe God sê, jy gaan die leeu wyfie wees wat mense gaan beskerm. Jy gaan die een wees wat in plekke waar daar ongeregtigheid is, gaan jy die geregtigheid bring. Jy gaan daai leeu wyfie wees wat so kyk vir die mense en sê, moenie probeer hier so kom stir nie, want ek gaan vir julle aanvat. En daai leeu wyfie sal haar lewe gee vir haar babetjies. Net so wil God jou gebruik om te sê, Janneke, ek wil hê jy moet jou lewe vir my gee in alles wat jy doen. Wees 'n leeu wyfie. Fight vir die waarheid. Fight vir wat reg is. Moenie bang wees nie, moenie terugstaan nie, want ek staan saam met jou. Want net soos jy loop hy saam met jou. Soos die leeu van Juda. Hy is saam met jou in hierdie pad wat jy gaan stap. So Janneke, ons gaan jou nou doop in die naam van die Vader, en die Seun en die Heilige Gees. Kan jy nie sê, jy weet te sien nie, jy moet net hoor. Ek sien by jou, ek sien 'n netbalveld. En ek sien hoe jy staan en jy is besig om te oefen. Maar elke keer gooi jy teen die, ek weet nie wat jy daai netbal doel se ding, daai is 'n lat of iets whatever. Maar jy oefen en jy oefen, jy gooi die hele tyd in die lat vas. En jy gooi die hele tyd en jy probeer jou posisie verander, jy probeer soveel dinge doen. En God kom sê vandag vir jou, hey, fokus jy net op die loop. Moenie so fokus op wat jy die hele tyd kan doen nie. Begin vertrou wat ek deur jou kan doen. En dan sal daai balle een vir een in die doel ingaan. En so gaan jy in God se koninkryk een doel na die ander doel gooi. En daai doel beteken mense se lewens wat jy gaan verander vir God se koninkryk. En partykeer gaan jy dink, "Jesus, hy gaan daai lat so slaan, dan gaan hy net so oorgaan en inval en dan gaan jy so kan terug staan en sê, "Jesus Here, dankie." So vertrou God met alles wat jy het. Hy wil hê jy moet doele vir hom skoor in die lewe. En daai doele is mense lewens, mense se siele wat jy gaan red vir God. So Nicole, ons doop jou nou in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees.
Hier is 'n hele gesin. Kom almal. Hoeveel kinders is daar? Almal. Want ek en my huisgesin sal die Here dien. En daar's geen groter voorreg en vreugde, pa, wanneer jy kies, wanneer jy dit begin doen nie. Die fondasie van die samelewing lê gebou op die volgende ding, dat die huisgesin een is. En die eenheid kan net bepaal word wanneer die pa kies om ten volle die Here te dien. Neil mag dit die begin wees vandag. Hoe jy en jou hele huisgesin die Here dien. En hoe voorbeelde uit julle lewe uit net vir die wêreld gaan wys. Dis hoe dit gedoen moet word, Neil. En mag jy die geduld en die vrede en die vriendelikheid en alles hê om dit te kan doen. En weer die volgende, ek het so 'n sweater wat agterop sê, a man is never off duty, because we aren't. Ons is nooit off duty nie. Maar mag hy duty vervul word in God se manier en hoe hy die lewe doen met jou. So loop voor, en mag hulle in jou voetspore, en in die wake wat jy maak, die Here ook dien. So Neil, ons doop jou, in die naam van die Vader, die Seun, en die Heilige Gees. Staan ons 'n bietjie voor met Lisel, net so. En Lisel, Neil staan so voor, staan daar so. Nee, jou rug na jou vrou toe, ja. Lisel, kom, sit jou hande om hom daar. Daai is hoe dit werk. Dis God se manier. Jou hand, ja, sit jou hand hier om sy hart. Daar is hy daar so. So hy fight voor. En dis onder andere hoekom die Here ook 'n rib gevat het, want hy beskerm die vitals. En hy's hard. En hy sal seker maak dat hy al die blous vat vir jou. Maar jy moet sy hart beskerm. Beskerm dit wat sag binne in hom is, sodat hy die backing kan hê van 'n vrou wat lief is vir die Here, sodat hy die fights kan fight soos jy voorsal. Die dogters val dan agter jou in. Totdat jy op 'n stadium met die pad uitgaan en hulle weer verby julle hardloop. Mag jy altyd hierdie prentjie onthou. Mag jy altyd beskerm wat die Here vir jou hier gegee het in 'n ongelooflike man. En daarom gaan ons jou nou doop in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Lunay, die ability om te kan werk en goed maklik kan verduidelik. Soos 'n bolklei wat jy kan shape in 'n ongelooflike vorm. Soos 'n stuk marmer wat net lyk soos 'n stuk klip en kan uitsny en 'n ongelooflike beeld uit hom uit kan maak. Wanneer mense kom en kan kyk en kan maak. En dis soos Lunay, die Here sê, I've given you the ability to create. En met daai creation, né, dis iets van God, né, want God het gesê kom ons maak die mense en ons laat hulle die aarde regeer. En 'n stuk creation is binne in jou hart opgesit. Ek weet nie of jy van kuns of create of wat ook al hou nie, maar as 'n stuk creation, of dit artistiek is en of dit net in 'n creative way of dit op 'n rekenaar en digital wat ook al is, God sê create vir my. OK. So wanneer jy create en wat ook al jy create vir hom. En eendag gaan jy agterkom. Hoe oud is jy nou? 19. Eendag as jy agterkom hoe God deur jou ewigheid gaan create, maak seker is 'n sterk balletjie hoor. Is 'n ordentlike man op 'n perd. En God laat jou toe om te create deur jou. Gaan jy sien en God se liefde eerstehands ervaar en jy gaan 'n maat 1000 wees. Alraai. Met die regte ouetjie. Ek weet nie wat hy is wat hier staan nie. Maak seker. OK. En lewe weer eens soos hy vorige paak. Onder hierdie sonbril, in die regte tyd loop jy onder daai sonbril, watter sonbril ook al in. Alraai. So ons gaan jou doop in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees.
Uniek, soos jou sussie kan create, kan jy sustain. Want die creation kan vorm en kan maak, maar iets moet sustain. En iets moet die fondasie onder hom inbeweeg, om daai ding te kan bou. En daarom het die Here jou verskriklik standvastig gemaak in die lewe. Ek dink sy is die butterfly en jy is die, ek weet nie meer die konstante een is hy. Okay, is daar die butterfly? Ja, was hierdie die butterfly, ja. Maar die Here sê, is in daai vreugde wat jy het, gaan ek vir jou so stability gee. En omdat jy lag en vrolik is oor alles, gaan daar sustainability vanuit jou kan kom. So gee die sustainability. En dieselfde soos jou ma agter jou pa gestaan het en vasgehou het, so gaan jy baie sterk moet staan, want haar man gaan anders te lyk as haar man, obviously, maar dit gaan beteken dat jy die baie sterk moet gaan vashou. En daar is 'n woord wat ons baie vir ons ouens leer, is submission. Submission beteken nie jy is onderdanig nie. Die Here gaan 'n mission aan jou lewe koppel. En daai mission gaan so groot is, en die Here gaan sê, ek gaan jou 'n sub maak aan die mission, sodat jy in die mission, en hoe ook al die mission lyk, so sterk gaan wees, en jy daai stability so baie hard gaan gee, en ergens mense wêreldwyd julle gaan sien. En jy gaan terugdink aan hierdie oomblik, jy sê, Here, hoe is dit waar? Die Here sê, is omdat ek jou so gemaak het, omdat ek jou die fondasie gegee het, om op te staan, sodat groot goed vanuit jou lewe uit kan gebeur. Nie jy direk nie, maar die fondasie wat jy gee, indirek deur jou lewe. Okay. Herres gaan dit hopelik sin maak, okay. So ons doop jou in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Here, mag hierdie koetsee gesin ryklik seën met die teenwoordigheid, met die liefde, met die voorsiening, met alles. Mag u liefde skyn deur hulle lewens, soos nog nooit tevore nie. Van nou af tot in die ewigheid. In Jesus naam. Amen. Ansel, ons sê altyd die laaste, los altyd die beste vir laaste. Ek dink, ek weet, dis waar die Here ook weer wil sê, is dat jy moet nooit dink jy is die laaste nie. Toe hy saamgeweef het in jou ma se moederskoot, het hy geweet dat hy vir jou het, hy het jy die beste gemaak. Jou identiteit lê in hom, nie in jou omgewing nie, en die mense wat vir jou sê nie. Ek kan sien hoe hy die pad net vir jou oopmaak, lyk soos 'n tuin waar daar is, en jy loop so met die blomme wat om jou is. Dis die tyd wat hy vir jou gegee het, en hy gaan vir jou 'n klomp mense om jou plaas, wat jy kan minister, en daar kan wees, en hulle ook kan laat glo in hulle self, en weet dat hulle geskape is met 'n doel en 'n rede. En daarom kom ek en ek doop jou in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees.